Goeiemôre, baie welkom by kerk. Dankie dat julle saam kyk. Ons is in Lent, daardie tyd van die jaar wat ons stil staan by die kruis van Jesus. Wat ons weer herinner word en doelbewus terugkyk na wie Jesus was, wat Jesus gedoen het en die impak wat dit op ons lewens het. Ons gaan vandag bietjie gesels oor vergifnis. Jesus wat aan die kruis sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Voordat ons gaan saam praat, kom ons bid. Here, dankie dat ons mag stil word. Dankie dat ons hier by U mag wees. Dankie dat ons harte mag oopmaak vir U. Dankie, Here, dat ons mag kom vanoggend en net voor die kruis kom sit. Met ons lewens wat ons vir U kom gee. Here, dankie vir hierdie baie spesiale tyd in die jaar wat ons herinner word aan hoe lief U vir ons is en wat U bereid was om vir ons te betaal, om vir ons te gee. En aan wat 'n groot verskil dit in ons lewens kan maak. Dankie daarvoor. Die woord wat ons vanoggend met mekaar gaan deel, Here, kom sit dit in ons harte. Laat dit vrug dra in ons lewens. Laat dit die manier hoe ons leef en dink en mense hanteer, raak en vorm. Amen. As ons praat oor vergifnis, dan is daar 2 verse wat in die Bybel vir ons 'n raamwerk skep waarbinne ons moet dink en praat daaroor. Die een is as Jesus sy disippels leer bid, Matteus 6 vers 12. Dan sê hy die volgende. Vers 11. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree het. En dan in Lukas 23 vers 34, as Jesus gekruisig word en aan die kruis hang en hierdie wrede daad aan hom gedoen word en hy besig is om dood te gaan, dan bid hy en hy sê vers 34, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In Lent staan ons voor die kruis en ons hoor baie duidelik Jesus van die kruis af bid, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As ons oor die kruis van Jesus praat, dan moet ons praat oor vergifnis. Want om vergewe te word en om te vergewe staan in die kern van ons geloof. En die kruis is die bewys dat ons vergewe is. Dat vergifnis moontlik is. En elke keer as jy die kruis sien, moet jy weet, jy is vergewe. Maar elke keer as jy die kruis sien, moet jy uitgedaag word met die gedagte dat jy moet vergewe. Nou sien, dis die moeilike ding, want hoe maklik vergewe jy? Wanneer laas het jy iemand onvoorwaardelik vergewe? Hoekom is dit vir ons so moeilik om te vergewe? As ons oor vergifnis praat, dink ek, het ons baie opsies, maar net een van 2 vanoggend. Die eerste gedagte wat by ons baie sterk leef as ons oor vergifnis is die saak van regverdigheid wat moet geskied. Want om vergewe is moeilik omdat ons seer gekry het. Omdat ons sleg behandel is, omdat ons verneder word, omdat iets gebeur het wat my hele lewe raak. Die punt is, ons voel, mense kan nie wegkom met wat hulle doen nie. Daar moet iewers regverdigheid en fairness inkom. Want vergifnis klink baie keer vir ons net na 'n easy way out. Ons hoef nie mense accountable te hou nie, vergewe net. Ons is baie lief om te sê dat die een wat oortree, die een wat seer gemaak het, die een wat iets aan ons gedoen het, moet eers kom en jammer sê en wys daar is werklik berou. Moet eers vergifnis vra. Voor ons dit sal oorweeg om te vergewe. Want ons kan nie vergifnis goedkoop maak nie, dis maar 'n cop-out. Waar is die berou? Daarsonder kan ons mos nie maar net vergewe nie.
Maar Jesus vra van ons in die Onse Vader. Jesus vra in die Onse Vader vir die een wat te nagekom is om te vergewe. En nergens lees ek van skuldbelydenis nie. Eintlik maak hy dit nog moeiliker. Hy sê, soos jy vergewe, gaan God jou vergewe. En dit maak dit moeilik, want ons besluit. Maar is dit nie onprakties nie? En tog is dit presies wat Jesus aan die kruis bid. Terwyl nie Pilatus, of die soldate, of die Sanhedrin, of selfs sy disippels wat weggehardloop het en op 'n afstand staan, om verskoning vra en sê hulle is jammer nie. Nie een keer nie. Of hulle sondes bely nie. Nie een keer nie. Jesus bid hierdie gebed in die middel van die grootste wreedheid wat daar nog ooit gepleeg is. Hulle is besig om hom dood te maak en hy sê, Vader vergewe hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis nie 'n smeekgebed van 'n lafaard of 'n swakkeling nie. Dis nie 'n cop-out nie. Dis nie 'n compromise wat saamstem met die boosheid wat mense aan hom gedoen het nie, of 'n oorgee aan onregverdigheid nie. Dis baie groter, sterker, meer en dieper. Om te vergewe is baie groter en vra baie meer guts, maar dit vat jou op 'n ander pad. En dis die pad van Jesus wat ons moet stap. Ons moet vergewe. Vinnig. Want as jy nie wil nie, dan dra jy dit saam met jou. Dan dra jy die seer, dan kies jy om die seer aan te hou saamsleep. En dan is dit baie duidelik dat groei baie moeilik gaan wees. Kyk, ons moet mekaar eerlik sê. Dit wat mense aan ons doen, dit wat mense aan ander mense doen, is skrikwekkend. Maar om gesond te word, om te groei, moet jy die pad van Jesus kies. Daar's nie 'n ander pad as jy wil groei nie. Kyk, ons leef met hierdie aangeleerde, ek wil amper sê operating system, waarin ons onsself wil beskerm, waarin ons dink dat as ons terugslaan en terugkry en terugseer maak, in reaksie op ons seer kry, ons teleurstelling, dat dit kan help. Dan bly jy 'n slagoffer. En word jy elke keer afgetrek en teruggehou deur die seer wat ander aan jou gedoen het. Die ander opsie is om daar te bly, die ander opsie is om nie te vergewe nie. En kwaad te bly. En nie gesond te word en nie te groei nie. En om aan te hou om met woede en haat en skuldgevoelens en agterdog in verhoudings te bly leef. Die siklus sal nooit gebreek word nie. Matteus 6 vers 12 sê, Vader, vergewe ons oortredinge, soos ons die vergewe wat teen ons oortree het. En as hy dit bid, dan is die gebed net voor dit is, gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, soos ek brood nodig het om vandag te oorleef, soos ek brood nodig het, Here, so het ek nodig om te vergewe elke dag, om die stikkende stukkies van my lewe op te tel, elke dag. Dis hoe vergifnis werk. Die ander opsie is, die moeiliker een. Die ander opsie is om eenvoudig te vergewe. Maar dit gaan van ons vra om 'n goeie en 'n regverdige en 'n liefdevolle God te vertrou. Om die pad te stap wat hy wil hê ons moet stap, om die mense te word wat hy wil hê ons moet wees. Want om te vergewe maak ons harte oop vir God om te werk. Om te vergewe is om God te vertrou met ons hartseer, ons pyn, ons seerkry, ons vernedering, ons bitterheid, ons woede, ons behoefte aan vergelding en revenge. En dis nie die gewilde opsie nie, want ons wil terugslaan, ons wil terugkry, ons wil terugseer maak.
Maar die eenvoudige beginsel wat Jesus dwars deur die skrif vir ons verduidelik is dat duisternis bring net meer duisternis. Al wat duisternis verdryf is lig. En dis wat die Here vir ons wil leer met hierdie moeilike saak van vergifnis. Omdat vergifnis soms baie naby aan ons lê. En die Here sê, daar moet ons lig kom inskyn. Want om te vergewe is nie om voor te gee niks het gebeur nie. Of het is nie so erg nie. Maar om te vergewe is om te sê, ek hou op om regter te speel. Ek hoef nie te oordeel nie. Ek vertrou die Here daarmee. Om te vergewe is die eerste tree na gesond word. Nou, weg van hierdie siklus waarin ek vasgevang raak van woede, seerkry, vergelding. Ons moet opstaan. Vergifnis dwing ons om na binne toe te kyk en vir onsself te sê, maar wat is dit wat maak hier binne in my dat ek nie wil vergewe nie? Wat is die bagasie waarmee ek rondloop? Waar het ek seer gekry? En watter letsels het dit in my lewe gelos wat maak dat ek nou in hierdie situasie nie wil vergewe nie? Nie kan vergewe nie. Myself nie so ver kan kry nie. Elke keer teruggaan na daai seer en elke keer die wonde weer ooptrek. Dit is hoekom dit so belangrik is om tyd saam met die Here deur te bring. Om vir die Here 'n voethold in jou lewe te gee. En daarom is dit so belangrik om te besef, as Jesus ons leer bid, dan praat hy oor vergifnis. Want dis waar ons vergifnis die beste kom neersit. Dis waar jy die beste kans het om jou lewe vir die Here oop te maak. Om toe te laat dat hy jou hart verander. En natuurlik vat dit tyd. Maar dis wat ons tog die graagste wil hê, is om te groei, om dieper mense te word, om op 'n ander manier te lewe, om die Here toe te laat om aan ons binnekante te begin werk. En ons moet ons harte vir die Here oopmaak, om te ontdek dat God is vir ons lief. En ons moet ons harte oopmaak sodat mense saam met ons op hierdie pad kan raak sien hoe ons God vertrou. Want ons is nie alleen nie. Healing always take place in community. Dit maak 'n veilige plek waar ons saam op hierdie pad agter Jesus aan is. Want deur te vergewe breek jy die siklus van vergelding. Kyk, niemand verdien om vergewe te word nie. Niemand van ons is op 'n punt om te sê, Here, ek is goed genoeg, U kan my nou maar vergewe nie. Maar deur te vergewe plant jy ander saad in jou lewe. Deur te vergewe ontdek jy God se krag. Hoe sy liefde en sy genade groter is as haat, groter is dit wat mense aan jou doen. Hoe daar vir die seermaker en die seerkryer altwee genade is. Want dis waar ons lewe. Want genade maak ruimte vir verhoudings om reg te kom. Genade maak ruimte vir groei. Genade maak ruimte vir gesond word. En dis nie maklik nie. En dis nie 'n eenvoudige pad om te stap nie. En deur te vergewe trek ons nie 'n streep deur al die seer wat in ons lewens is nie. Maar as ons Jesus wil volg, dan moet ons hom daarmee vertrou, dan moet ons harte oopmaak, dan moet ons doen wat hy doen, dan moet ons vergewe soos hy vergewe het. Dit is nie 'n ander keuse nie. Kom ons bid. Here, al wat ons vanoggend het om te sê is, Vader, vergeef ons. Soos U ons vergewe. Here, ons lewens is oop voor U. En U weet van alles wat ons aan mense doen. Vergewe ons, Here.
U weet van alles wat mense aan ons doen, Here, vergewe hulle. Dankie dat U binne in ons lewens inklim en raak sien wat dit is wat ons mee saamloop. U ken ons wonde, U ken ons seerplekke, U ken ons kwaad, U ken ons hartseer. Here, ons wil vanoggend U kom vertrou daarmee. Want ons wil agter U aanstap, Here, ons wil leer om te vergewe soos U vergeef het. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Afgelope paar maande het ons redelik op baie plekke gesels oor bydraes vir die gemeente se inkomste. Ek wil vanoggend net dankie sê vir almal wat gee. Almal wat committed is in die gemeente. Almal wat hulle harte, meer as hulle harte oopmaak, wat hulle beursies ook oopmaak en sê, maar hierdie bediening is vir ons belangrik. Dankie daarvoor. Ons het nou 'n geleentheid om vir die Here te dien, te dankie sê met wat ons het. Mag die genade van die Here Jesus Christus, liefde van God en sy Heilige Gees by jou wees. Mag dit diep in jou hart gaan neersit. Jesus wat vergewe. Jesus wat jou vergewe. En mag dit jou uitdaag om met 'n oop hart te leef voor mense en maklik te vergewe. Amen.